fenomenale teenwoordigheid van God gehad in Oorlagsrus, verwilliglik, die Vrystaat, en waar die Here fenomenaal net kom en mense totaal vrymaak. Daar's ook nie daar wat, as ek in die 60, en hy het nog kerk toe gekom met fenomenaal so Q-Tex en Nikkies Rooi, en in een van die reddingsdienste het die Here hom totaal verlos en bevry van homoseksualisme. Geen Here opvolger. En dit is kosbaar, want in elke diens wat ek daar kom, is die teenwoordigheid van die Here van so 'n aard dat die oom deur agter die banke waar hy staan, kan nie staan en hy lê, soos die Here kan vir hom daar oorheers en hy hom sal vind in sy teenwoordigheid. God doen wonderwerke. Hy is nie klaar daarmee nie, amen. En ek dink dit moet hulle self instel met hierdie verwagting. Here, ek soek U. As jy my plek kan kom, is Here, ek besef, ek is beperk in myself, met myself, maar U is 'n God van wonders. Hy kan dit doen. En weet jy wat, hy wil dit graag doen. Amen. As jy hart oopmaak, hy is die God, as ek goed kan verneem. Die mag dit so wees, dat hy jou moet verpak in jou eie verwagtinge of drome, jou ideale, mag hy ook ter verpak wat jy net wat ding of droom. Hy is die God in die oortreffendste trap. Amen. Glo jy nog in die Here? Glo jy help my? Ek glo nie. Glo jy nog in die Here? O, Here. Glo jy nog in die Here? Amen. O, so paar. Ons gaan saam lees vanoggend in die Esegiel 36, ek kan daar ook nog Esegiel 36. Esegiel 36. As jy Jonas kan neem, sal dit goed wees. Esegiel 36. As jy daar gekom het, dan sê vir my, prys die Here. Prys die Here. 3 is daar van die 50 dae. Goed, Esegiel 36, vers 26. Vers 26, vertel baie ons gaan net weer verse saam lees. Esegiel 36, vers 26. Die Here is in die woord en hy sê, en ek gaan julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordening onderhou, en doen. En dan net weer, as 'n nuwe hart, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Die Here kom hier met ding wat hy sê, ek kom om 'n nuwe hart te gee, en 'n gees in julle binneste. Dan gaan hy verder waar hy sê, ek wil die kliphardheid van die hart wegvat. En ek dink dit wat ons baie kan nodig is, dat ons vooropgestelde idees maak dat ons hart verhard. Ons loop met daai idee van, jy kan my niks leer nie, want ek weet alles, en omdat ek alles weet, en van alles skip en jy kan my niks in die mensdom vertel nie, ek ken die gemeenskap, en ek weet hoe mense dink, en ek verstaan nie die mense, want dis hoe ons is, dan is jou hart verhard, en die Here sê maar, ek wil vir jou 'n sagte hart gee, ek wil die klip uit die hardheid van jou hart wegvat, en dan gaan hy waar hy sê, ek wil 'n nuwe gees in die binneste gee, en ek dink ons het nodig om in hierdie dag hier mekaar te kon sê, ons het die Heilige Gees nodig. Ons het nodig om 'n besoek van God in ons dienste te kry. Ons het nodig om weer die uitstorting van die Gees te kry. En wanneer ek Dom 2 gaan lees, dan sien ek dat hy sê, maar in die laaste dae gaan hy sy Gees uitgiet op alle vlees, op my seuns en sy dogters, wie is sy seuns? En wie is sy dogters? Ja, prys die Here. En ons gaan sy Gees ontvang, want hy gee belofte, hy wil dit vir jou doen. En ek volgende
belangrik om God bewus te raak in hierdie lewe. Dit is so belangrik om te sê, Here, maar die Heilige Gees is mos saam met ons en met ons is afskeidbaar van U. Hy gaan ons nie begeef of verlaat nie. Hy is saam met ons, by ons, met ons, hy is om ons. Ons moet bewus raak van die teenwoordigheid van die Here. En dit wat God wil hê, ons moet God bewus raak en nie mens bewus nie. Ons raak so maklik bewus, wat gaan daai ou van my sê en wat gaan die ou van my sê. Ek kan onthou 1 jaar baie lang terug ek by die kerk. En ek het van my waar ek die Here het my so bedraad. Maar ek staan daar so, ons is 'n paar keer in plant daar, is 'n Kersdiens, baie tipiese boeregemeenskap gemeente. En die kerk is bankvas voor mense waar staan. En ek sê, goed, ons gaan iets doen vandag. Ons gaan almal vanoggend 'n groot stap in die geloof neem. Ek sê, staan op, en almal staan op. As jy nou draai jy om en jy doen almal om jou, en doen dit. En weet jy wat na die tyd gebeur dat iets wat vir my fantasties was. Van die ouens kom sê vir my, Dirk, maar weet jy wat iets gebeur? Ek het ouens gegroet en gesien wat ek vir jare nie sien nie, maar by dieselfde klein dorpie. En ek dink ons het so 'n groef verval van routine en sê weer, ek skool toe en 18 is ek daar en ek het my eie tyd warmie gevorm en ek kyk mis wat ek wil miskyk, want ek wil nie, ek wil uit die oog uit wees, ek wil myself beskerm, ek wil meer om my bou om die kritiek van mense te vermy, want ek het nie hulle stories nodig oor my. En die Here sê eintlik vir ons, maar ouens, as julle kinders van die Here is, dan is julle mos ligdraers, is dit nie so nie? En as jy 'n ligdraer daar moet mense mos kan sien, daar's lig wat uit in 'n skyn vir daai mense om te kan sien, daar's lig. En dan kan ons nie apaties staan en ek kan toe staan en wil wegkruip in hierdie ek in my klein hoekie en jy in my nie. Ons kan nie daai ding doen. Ons moet dan sê, ek wil sigbaar wees, omdat ek 'n beelddraer is van God, waar ek gaan, waar ek loop, waar ek met mense praat, daar wil ek juis hê, mense moet bewus raak van die groot God binne in my. Dieselfde op Sondagoggend in die kerk, dieselfde oorweeg teen 'n Woensdag en 'n Donderdag. Wanneer jou regenmettertjie, jou kookwatermettertjie, daar by die gekook het, en jy spaas van 'n paar werkies en jy wil nou net fire en jy wil boor en laag en toe lorry met die spaas, want dan maak jou kwaad, want jy kom nie maar, die Here sê maar, omdat jy geesdraer is, beelddraers van die Here, dat iets anders rondom jou wees. Dan moet jy spreek van die groot God binne in jou, wat saam met jou beweeg. Mense moet nie bewus raak van dit nie, mense moet bewus raak van die Here in dit. Dis juist wat ons moet in 'n nuwe hart, in 'n nuwe gees gee, die klip by die hartheid moet versag, en moet 'n sagte hart vir God begin hê. En ons kom by die plek in ons lewens, en ek sê ons almal het uitdagings. Kom ons wees die Here vir ons almal sit met uitdagings. Daar's onsekerheid in die wêreld, reg in die wêreld, ook in Amerika. Daar's onsekerheid by baie mense. Dis maar iets wat hierdie geleef is, tydsgeleef is dit juist uit vir onsekerheid. Ek weet nie meer waar die toekoms gaan hou nie. Ek weet nie hoe gaan ek oor 5 jaar nie, gaan ek dit maak oor 5 jaar nie. Ons vra, wat gaan ons maak met ons kinders, ons kleinkinders, dis nie vir 'n geleenthede nie, dis nie werk nie. Wat gaan ons maak, wat gaan ons doen, wat is die opofferings? Here, ek is onseker oor die toekoms en oor die lewe. En ons hart moet hierdie goed, die poging, ek probeer nog, maar ek werk nie. Mense begin iets, dan val ek praat, probeer ek bezig met en werk nie uit nie. Hierdie ons kwaad van uit verloor, daar ons nie gebeur, maar ons kwaad van nog weer verloor. En so roei ons begin roei. Kan ek iets vir jou vanoggend sê? Moet nie oproei nie. Want die Here sal 'n poging van jou seën.
Maar as jy niks gaan doen, gaan jy nie sê vir die Here ontvang nie. En die daarvan volgende vir sê, hou op om te murmureer oor die negativiteit, en as jy nou bietjie gaan omdraai, en dan die volgende gedeelte toe, Jesegiel 37, gaan jy sien, kom die Here, en hy praat hier met Jesegiel, en hy bring hom die by 'n vallei, dis 'n gat, 'n sloot. En in die sloot het daar dooie beendere, mense se geraamtes, dooie mense wat al begin vrot word het, ekskuus. En die vleis het bietjie afgegaan, en die skelettes, die geraamtes lê daar, die kopbene, ek sê daar op die hoop opgegrafte, in ou jare, was dit nog normaal om opgegrafte te sien. En die Here bring by hierdie plek, waar hy sê, kyk eens, ons sien hierdie beendere, hierdie dor, hierdie bene het op begin dor word. 2 jaar vir 'n liggaam te omwind in 'n graf, 2 jaar. Dan word 'n skelet, en dan word die goede by die kleiner beentjies en die beentjies by oor in die graf. En hier is die bene daar, en dit al gaan 'n dor word, dit al jare wat daar lê. Die bene is nie meer daai mooi gras en dit bruin word, dit is eintlik die verbrokkelde toestand. En hier sê die Here vir Jesegiel, wat sien jy? Hy sê, ek sien hierdie vir my vol dooie beenderry. Dis dor bene, Here, wat moet ons maak? En die Here sê vir ons, wat sê jy moet gebeur? Hy sê, Here, ek weet, maar Here, ek weet. En hy begin vir hom 'n ding te sê, hy sê, profeteer jy vanoggend oor daai dorbene. En as jy dorbene, ek weet nie, maar God weet. Hy sê, God se wil sal gebeur. En hier sê, maar gaan verder, begin te profeteer, spreek maar uit, hy sê, en nooit meer die dag begin 'n lewe kry. Die Bybel sê, daar was 'n vers 7, daar was 'n roering op hierdie beender gewees. En ek dink ons het vasgevang in hierdie negatiewe wêreld van ons. In ons land met die vele uitdagings, en ons wonder, watter kant moet ons gaan? En dan probeer te kritiseer en foute vind, ons identifiseer die probleme en die uitdagings, ons kom met goeie raad, goeie advies, met al die optredes, en dit is kosbaar. Dit is mooi, dit is goed. Maar ons kritiseer en vind fout. En die Here sê, maar weet jy wat, elkeen van ons is eintlik geroep as 'n profeet. Want jy praat, en as jy praat, wat het jy praat, 'n profeet. Ons praat, ons profeteer oor ons land, oor ons mense, oor ons toekoms, ons profeteer negatief soms. Dit gaan nooit meer regkom nie. Ja, praat met die boere, sokke manne, julle kan net vertel nie. Hulle moet selfs raak probeer. Dit sal nooit meer regkom nie. Die goeie ou jare is verby. En kan ek iets vertel vanoggend? Dis die Bybels wat ons sê die goeie ou jare was gegroet. Staan die Bybel, het jy gelees? Ons hou vas by dit wat was. Maar die Here sê, ek wil vir julle die beste gee. Dis toekomsgerig. Die beste lê vir Christus Jesus. Hy het 'n toekomsplan in Jeremia 29:11. Hy het 'n toekomsplan en 'n droom wat God oor jou droom. Nie 'n mens nie, nie die politiek nie, nie 'n invloeder of enige ander mens nie. Hy sê God het 'n droom oor jou, wat hy droom, 'n droom van sukses en van voorspoed. Maar ons praat, ons profeteer in negatief. En ons wonder hoe gaan ons baie ooit weer gelyk wat loop. Dit was in Prediker 3 vers 5 en 6 sê, hy wil ook nog lekker baie laat loop. Ek dink ons moet soms kyk na ons hart, want jy sien vanuit die oorvloed van die hart praat die mens. En wanneer ek praat uit my oor van my hart uit, dan praat ek net wat in my hart aangaan, en ek wol toe die binne met wat hier om my aangaan, want jy is so gelaai met negativiteit, slegte nuus, negatieve nuus, uitdagende nuus, die bankbelle en sonnepel, ek op jou kar val. En jy het gehoor van die transaksie het nie gewerk, jy het 'n slegte oes gehad, jy het 'n negatieve ervaring, jy kom geld betaal, en al hierdie uitdagende negatieve goed, en jy begin om gal te brok. Maak ek sin? Julle moet drink nog nie. Net daar nie kom weer van ons volgende weer. Want daar is ons. En ons
eintlik negatief en primitief. En die Here sê vir Jesegiel, wat sien jy, wat gaan jy praat? Hy sê, Here, ek weet nie, maar u weet, en dan gaan hy sê, maar profeteer tot die betere. Kan ek vanoggend vir jou goeie raad gee? Begin lewe te spreek oor die omstandighede. Sê, Here, ek vanoggend preek, en vir my omstandighede sê, kom reg. Kan ek vir julle vertel, weet jy, toen ons al voorgegaan, dan sal ons hulle bankkaart en sê, asseblief en ons die help die man, vrou, want het sal deurkom. Dat hy ons sal realiseer, ek gaan nie naam nie, maar ek weet van 'n groep mense wat geld moet kry, en het lyk eintlik logies, feitlik onmoontlik om dit te doen. En ons het hulle plaas en afsalwe gebid en alles, en dit deel met my van 'n belegging wat 'n hele klomp ouens saam belê. En hierdie spesifieke ou moet eintlik met sy rent en sy investment in die besigheid R4 biljoen terugkry. En ons bid en sê, Here, ons wag op U, ons vra U, hoe gaan dit gebeur? Is dit moontlik in Suid-Afrika en ander lande? En hulle sê, maar die rede hoekom dit so moeilik is, omdat almal se geld saam is genoeg om 'n staatsgreep op uit te voer. Ek sê, maar dis juist dit, dis God se regte plan om te kan help, te begryp wat dinge kan verander en verbeter. Ons roep die dinge wat nie bestaan nie as wat bestaan. Staan dit in die Bybel? Romeine 4 vers 17. Lees bietjie daar. Roep die dinge wat nie bestaan nie asof dit bestaan. Maar kom terug. Nou dit is van bewaar jou hart. Spreuke 4 vers 23. Bewaar jou hart meer as alles, want daar is oorvloed van lewe en dood. Hoekom sê ek dit? Ons Spreuke 18 vers 21 sê, lewe en dood in die mag van die tong, en elkeen wat praat sal nie. Elkeen wat praat sal die vrug van sy eie woorde. En dan kan jy vir my sê, Dirk, kan ek nie met jou opkaarte speel? Dis wat regtig. Ek weet niks. Ek verstaan niks. Ek weet nie wat ek kan doen nie. Ek is baie breekpunt. Ek is moedeloos. Ek is op die kalfskimpunt en ek weet regtig nie. Dis 'n goeie plek om te wees. En ek sê hoekom? Dit jy nog goeie kans om iets vir jou te doen. Is dit nie ons so dat die Bybel sê, maar God sal aan die saaier, die saad gee, om te kan saai nie. Sê die Bybel dit? En dan wonder ons oor, moet ek, kan ek, hoe werk dit? Die Here vra vir ons vir jou, van jy nie 'n profeet begin word. Jy sê, weet jy wat, ek gaan die negatieve God maar begin aanspreek. Jy gaan nie dalk die verskil met die verloor, maar weer nie begin ek positief praat met mense en met omstandighede. En dan sê jy, weet jy wat, dit lyk nie vir my nou baie vars nie. Ek het stryd by myself, ek worstel, gaan ek dit maak, ek is eintlik onder die altaar. Ek verstaan nie die goed nie. Begin te sê, met God aan my kant, gaan ek met my bestorm doen. Met God aan my kant, gaan ek oor 'n muur spring. God is gegeven van al die goeie dinge. So die goeie plan van God is op pad aan my toe. Is dit in die wil van die Here? Romeine 12 vers 2. Die goeie en die volmaakte en die welgevallige wil van God is vir jou beskore. Welgevallige wil van God. Wat beteken dit? Dit beteken God wil hê, dit moet wel gaan met jou. Dit moet goed gaan met jou. Dis God se hart. Dis mos die duiwel wat kom om te slag en te steel en te verwoes. Dis nie so. Maar Jesus kom dan nou juist dat jy kan lewe en jou oor hê. Dis sy hart vir jou. Maar hy bring jou by 'n plek wat jy sal kon breekpunt is. Jy kom op. Dis verby, dis afval. Daar's geen omdraaipad nie. Dis baie
buite by sê, ek kan nie meer nie. Dit is onmoontlik, ek kan nie sien God wat dit doen nie. Dis nie jy wat kan sien, dis God wat jy kan wys en kan gebeur. Jou hopeloosheid het ek nie sy enige in die kant nie. Maar begin ons Spaans mense van hoop. Laat hierdie meertjies om jou hart verkrummel en daar sagtheid in jou hart kom. En sê, Here, ek het so nodig om die sagtheid van God se hart te verstaan. Help my om die ritme van God te verstaan. Help my om in geloof te lewe. Want die Bybel sê vir ons, in die einde is al die gelowige in die geloof lewe. Is dit nie so nie? In geloof te met my bootjie het, die persoonkies op die water. In die geloof te lewe. Dit beteken om God te behaag, moet ek vol geloof wees. Is jy man, vrou van geloof? En jy moet ons versigtig wees vir hierdie ding van, ek is gelowig of ek het my geloof het in gemaak dat ek in 'n kerkistiese tradisionele omset van kerk verval. Is dit maar die ou wat ons sê, kyk nie so iets spesifiek baie. Daar diens in die kerk getrou tot die dood. Halleluja. Ek was getrou, ek het alles behaag. Ek was in die kerkraad, op die jeugdraad, die sektor, ek doen al die goede. Jou stukkie kaartjie van verdienste beteken vir God niks. Want jy sien met jou werk en met God nie behaag. Maar met jou lewe en jou toewyding. Ken die Here al jou weer en hy gaan jou baie vir jou laat gelyk word. Is dit wat die Bybel vir jou sê? Dit beteken ek is toegewyd. Ek ken die Here. Ek loop in die weë van die Here in my lewe. Ek wil naby aan God kom. Nie kerkisties nie tradisioneel nie liturgie en al die kerk goggas om het nie. Ek wil 'n verhouding met God hê. Dis wat mense wil hoor. Dit kan nie praat as jy by daai kerk, as jy by die kerk, as jy by die kerk is, nee, dan wil dit hulle wil sien of Jesus in jou is. Want jy is veronderstel om die verskil te wees, ten spyte van die omstandighede. Moet ek sê, Here, as gevolg van die lig in my, die gees in my, die salwing op my, want ek wil ons nou die salwing dra van die Here, en ek dra die heerlikheid saam met my. Jy is die antwoord op ander ouens, wat in moeilikheid is. Ek vraag volgende, daar moet jy jou woorde skap en sê, ek is 'n profeet oor my eie toekoms. Ek gaan lewe spreek, ek gaan goeie dinge oor myself, my toekoms praat in die land Suid-Afrika. Ek gaan die Here vra, Here, laat U ons in Suid-Afrika, vir Suid-Afrika, vir U groei. Ek kan nie kyk. Ek weet ook van ons land. Ek weet ons so, dit is baie gevaarlik, hulle moet daar op die sagtheid raak, dit is reg. Ek sê hier baie dankie, God sê, U stel regering spanning af. Verwyder julle speel die regering spanning vir ons Here. Dankie ons Here, ek soek dit, daar is hoop. In 'n plek waar alles hopeloos lyk, is daar hoop. In 'n omstandighede waar ek breekpunt is en moed verlore is, Here, wat nie meer kans sien vir ander omstandighede nie. Daar is hoop, die beste is vir jou God. Hoekom? Want jy is kind van die Here. Hy het nie begewe of moed verloor. Wil jy nie volgens die Here hierdie oor praat met my? Oor my dorpiekie, ons gemeente, Here, wil jy so kom en ek spaar my buurman en daar aan die kant se ou, daar kom, ek spaar vir almal. Here, maak ek gaan sê, ek wil reg maak. Begin lewe te speel. Dit is die Here uitval. Ek wil begin profeteer. Die beste is op pad. Die mooie is op pad vir my. Uitkoms is op pad vir my. Voorsiening is op pad vir my. Die beste leef my voor. Here, jy maak my paai vir my. Die klomp op paai mag en reg paai word. Here, ja, dit sal goed gaan met ons. Want ek spreek die Here.
Is jy oké? Is jy so stil? Is jy so in 'n kerk, so baie geragtig? Ons nodig nie vir ons woorde na te sien. Kan ek julle vra kan ek vir 'n huiswerk vir die ou dag doen? Kan ek hierdie week van vandag af gaan ek jou op 'n uitdaging sit. Ek wil julle sê, oor of hy gaan die positief praat. Met mense, wat hulle praat vir jou weerman? Hey, weerman, hoe is dit? Is jy alright? Is jy vir 'n way? Yes, dit is reg. Jy gaan moeite maak om te smal te word. En nie verbitter te lyk dat jy oorwin. Nee. Jy kry jong ouers, jonger as ek. Want ek wil of hulle ver oor die muur is, ver. Grondpad gewys is in times of miljoen. Dan kry ouers wat te bring oud is, maar wat die liefde van God ken. Jy moet hulle sagte woord, jy moet hulle lewe spreek. Ek is een dom ou wat in gang is en vas is, want hy hoor by die Here. Wat sien jy sê, joh? Wat gaan jy sê? Here, ek sien dooie beendere. Hy sê maar begin te profeteer vir hulle. Hy sê daar het 'n roering plaasgevind vers 7. Ek hoef jy begin jy te spreek. Jy so huiswerk hierdie week. Begin oor alles baie opgaan. Begin nuwe te spreek. En ek hoef jou sê, daar gaan 'n roering plaasvind. Hoor my vandag. Daar gaan 'n roering plaasvind en jy gaan agterkom, wow, dit is so. Ek gaan nie kritiseer nie, ek gaan nie my fout sien nie. Ek is klaar met al die kwaad, al die twak, ek is klaar met al die goed. Ek gaan begin die lewe spreek. Dis die saal wat ek gaan sê hierdie week, is om lewe te spreek. Gaan jy dit doen? Wie gaan dit rarig doen? So paar mense, anders sê nee, jy is nie wat anders dan nie. Maar wat hier vir ons Here, ek is genoeg verskil te maak. Ten spite van my beperkinge, gaan ek 'n verskil maak. En dit is die enige manier om 'n verskil te maak. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord. Die woord is die waarheid. U is die waarheid, die weg en die lewe. En ek vra Heilige Gees om vanoggend te kom en om hierdie woord op elkeen se hart te skryf. Here, dankie dat U ons bewus maak van U en ons. Waar ons beweeg konstant bewus van die Gees sal wees. Help ons Here om nie kritiek te wees, maar eerder met blymoedigheid lewe te spreek en hoopvol te lewe. Lei ons Gees van die Here in hierdie fase dat ons hierdie verandering gaan doen en gaan sien dat U vir ons goed is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Staan die voete saam met my asseblief. Mag ons dit afsluit. Mag dan nou die genade van die Here, die liefde vir ons gemeenskap van die Heilige Gees, gaan en wees met elkeen tot die Here ons ontmaak in Jesus naam. Amen. Here seën jou baie dankie vanoggend. Dis mooi om te sien. Here seën.